hulle? Goeiemôre julle. Baie welkom op hierdie koel oggend. Kom ons sluit net gou die oë, dan gaan ek vir ons open. Almagtige Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om weer hier in U huis by mekaar te kom. Liewe Here, is my gebed dat dit wat ons vanoggend doen net tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Mag U die senterpunt wees van dit wat ons doen en mag ons lekker saam U naam loof en prys. Amen. Amen. Okay, is julle ready? Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. Lord Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. Lord Jesus is alive. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. Lift Him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad, oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad, oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. Lord Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. Lord Jesus is alive. Lord Jesus is alive.
Kom loof die Heere, alle knegte van die Heere, wat s'nachts in die huis van die Heere staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Kom loof die Heere, alle knegte van die Heere, wat s'nachts in die huis van die Heere staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurende tot Gods troon neer om te gaan. Vermeer ons toch die vrede. Ach, hoe dikwels lei ons maar. Net omdat ons nie ons goede uitstort in Gods vaderhand. Is ons swak gedruk deur laste, onderkomen neergebuig. Onze Jesus, onze toevlucht, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaking, soek ons in gebed die Heer. Aan die boesem is ons veilig, die vertroos ons keer op keer. Aan die boesem is ons veilig, die vertroos ons keer op keer. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail. By the living word of God I shall prevail.
promises of Christ my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God. In my leven laat het Heer, ik ga bij, is meer en meer. Laat my hart verdedigen en vandaag uit het uit. Neem my handen makkelsterk, dies waarin die goeie baan. Neem my voeten skoeil hier, met bereidheid tot die Heer. Neem my stem en laat my sing, aan die Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, al sal ver wat hy vra. Neem my goud en silwer Heer, niks doen met my eie meer. Al my kennis en verstaan, stel ek in die Vader aan. Neem my lewe, laat het Heer, hier gewy wees meer en meer. Laat my hart verdedig jou, en vandaag waaruit getuig. Laat my hart verdedig jou, en vandaag waaruit getuig. Hartlike goeiemôre aan julle almal. Ons kry koud en ons voete is koud op hierdie teels, maar baie dankie dat u vanmôre hier saam met ons is en ons vertrou dat die Here ook vir ons vanoggend baie ryklik gaan seën en dat dit ook 'n wonderlike en 'n heerlike dag vir elkeen sal wees. Vir die kinders is dit wonderlik. Dis skoolvakansie, hulle kan laat slaap, kan die tuin werk, die gras sny, hulle kan alles doen. So ons is baie dankbaar vir die vakansie wat aangebreek het. Ek wil net vra vanmôre, wie is vir die heel eerste keer hier saam met ons in die diens? Steek net jou hand op. Baie hartlik welkom by ons. Ons vra verskoning. Die man wat nou ons geskenkpakkies uitdeel, sit by die see. En ons wil graag by 'n volgende geleentheid vir u 'n geskenkpakkie gee. Maar baie welkom by ons, mag die Here ook vir u baie ryklik seën saam met ons. En dan ook my skoonseun en my se dogter. Ja, hulle is daar vanuit Woester uit en ons is so dankbaar dat hulle bietjie hier is en saam met ons kuier. En baie dankie. Dit maak 'n pa se hart sommer groot vol vreugde. Nou ja, soos jy weet ook, dit is Vadersdag vandag. En ons wil net van die gemeente se kant af, van die kerkraad, vir elke een 'n baie gelukkige, geseënde Vadersdag toewens.
want ons vertrou dat die Here ook so in elkeen se hart sal werk, om soos 'n ou stukkie klei gevorm te kan word en te kan wees na die hart van die Here. Mag God ons manne in die hande kry, mag die Here ons verander tot sy eer. My vrou, is dit jy Arenda? Dis Marie. So, ons gaan net vir hulle geleentheid gee. Sal al die paas en dan ook die voornemende paas, wat oor 'n paar maande pa word, sal hulle ook staan asseblief. En ons wil vir julle elkeen net 'n geskenkie gee. Baie dankie hoor. Dis 'n plek. Maar is 'n pa wat jy voorstel. Ja, ek dink so. Dit is. Ek het gekry, dankie julle hoor. As jy 'n geskenkie gekry het, kan jy net sit asseblief, dat jy nou nie 2 kry nie. Daar is nog daar agter. Hieraan. Baie dankie. Ek het gekry, dankie hoor. En dan wil ons ook net 'n besonderse welkom aan ons profete seun, wat ook met verlof is hier sê, baie welkom terug by ons in die gemeente. Mag die Here ook vir jou ryklik seën. Baie dankie al die kinders, die mooi kinders, dat julle dit uitgedeel het. Ons waardeer dit. Nou vriende, onthou net, dit is vakansietyd en die reëling in die gemeente is, daar's nou in vakansietyd nie aanddienste nie. So asseblief, u moet maar rustig vat. Woensdag aand om 7 uur gaan ons wel 'n Bybelstudie geleentheid hê. Hierso by die kerk, u is welkom. En dan ook die manne bid hier Vrydagoggende, het hulle ook gestaak vir die vakansietydperk. Nou ja, ons het 'n hele klompie verjaarsdae. Andries Brink, en wat vandag verjaar, is hy hierso. Baie geluk. Ek het by jou verbygeloop en ek het dit nie geweet nie. Mag die Here vir jou baie ryklik seën, my broeder, hoor. En Kobus Stekker en E.J. Snyman en Susan Skols is die 18de en dan Ben Erasmus die 20ste en dan Ad Skols die 21ste en Annelie Tenison die 22ste. Ons wil vir hulle almal sê baie geluk, mag die Here u ryklik seën en mag dit 'n mooi en 'n wonderlike jaar wees wat vir u voorlê. Dan Liran Prinsloo verjaar die 21ste. Liran, kom na vore dat ek daarom net jou hand skud. Want dit lyk my die chocolate se sla. Baie geluk hoor en mag hierdie nuwe jaar geniet hoor. Ek het vir jou gejok. Daar sê geniet hom hoor. Hy het vanmôre vir my gevra, is daar 'n chocolate op die kansel? Hy het seker gemaak. Nou ja, vriende, en dan vra ons maar net u spesiale voorbidding daar vir die voorbiddingslysie. Ons het woensdagoggend 11:00 het ons Tannie Marie Jacobs, Barnard se begrafnis gedenkdiens hierso in die saal. Ons vra dat u ook asseblief net vir daardie gesin sal bid en dat die Here ook vir hulle sal deurdra. En dan al daardie persone wat op die siektelys is, dat ons hulle aan die Here opdra en dat die Here hulle sal aanraak asseblief. En dan net daar agterop, ek dink is vandag die laaste geleentheid wat hulle kan bespreek vir die jeugkamp. So net by Marion bespreek asseblief vir die jeugkamp. En vir die wat van u wat met vakansie is en of gaan, veilige reis, geniet dit. En ons vertrou dat die Here u sal bewaar en met nuwe krag sal terugbring om sodoende saam met ons
weer te kan voortgaan. Nie om die Here te dien en om sodoende die werk van die Here te kan doen. Kom ons sit net so, ons maak ons hart stil voor die Here. Here, stuur u lig en u waarheid, dat dit ons lei na die heilige berg van God en na u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons Vader, die Here Jesus Christus sy Seun, en dit word in ons harte vanmôre ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees wat vanoggend hier saam met ons is. Amen. Ons gaan nou die kollekte opneem, terwyl ons ook 'n liedjie lekker hartlik gaan saam sing. Kan u ook bring dit wat die Here u mee geseën het in hierdie week of die afgelope tyd met dankbaarheid vir dit wat die Here gedoen het. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I'll worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kom ons sê net gou dankie. Ag liewe Heer, dankie vir elkeen wat vanoggend na die skathuis toe gebring het. Sê is my gebed dat die kerkraad sal seën om hierdie fondse tot eer en verheerliking en uitbreiding van die koninkryk te sal aanbied. Amen. Kom ons staan vir hierdie lied, ons gaan sing tot eer van die Here. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Gees, ons vereer U. Vir ewig sal ons U naam
ons sing, halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ons aanbid wie, koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Gees, ons vereer U, vir ewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Baie, baie dankie. Nou ja, ons kan die woord van die Here dan vanmôre oopmaak by die baie bekende Psalm. Psalm hoofstuk, Psalm 1 althans. Die eerste Psalm wat handel oor die 2 wee. En ek dink dis baie maklik om dit te kry, is in die middel van die Bybel omtrent. Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelke nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Net tot daar uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat al die mans staan, dan as verteenwoordigers van jou huisgesin, en dan gaan ons saam bid. Onse dierbare, wonderlike hemelse Vader, wanneer ons vanmôre voor U is, as mans, as vaders, as verteenwoordigers, as hoof van ons huis, dan dank ons U vanmôre vir genade wat U aan ons elkeen bewys. Ons dank U vanmôre vir instaatstelling deur Christus Jesus, dat ons vanmôre is wat ons is. En ons dank U vir die Heilige Gees wat voortdurend deur in ons harte werk, om sodoende verander te kan word en te kan wees, soos wat U wil hê ons moet wees. En Here, dit is U wat in vaders se harte werk, om werklik waar die leiding te kan verskaf, die rigting te kan aandui, waarin beweeg moet word. En ek bid vanmôre dat elke pa
elke vader, elke man vanmôre die keuse sal maak om die rigting te bewandel in die voetspore van die Here Jesus Christus. Ons dank U vanmôre vir paas wat al vooruit gegaan het. En Here, dankie vir hulle insettinge in ons lewens, hulle onderrigting. En ons eer U daarvoor. En Here, waar hulle gefouteer het, kan ons kyk na U om sodoende nie in dieselfde strikke te trap nie, maar om te gaan en te doen wat U van ons verwag. Ek bid vanmôre uit my hart uit, Here, dat U elke man die verantwoordelikheid sal kom gee opnuut om hulle vrou en hulle kinders te lei na Jesus toe. Dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Dankie dat ons U woord het wat ons kon lees. Dankie dat ons vanmôre dit ter harte kan neem. En ons wil bid, Here, dat U vanmôre ore sal open om te kan hoor en harte om te kan ontvang en 'n gewillige hart om verander te kan word soos wat God dit van ons verwag. Ons bid vir elkeen wat 'n bietjie weg is, ander wat met vakansie is, ander wat nog werkstake het, verantwoordelikhede het. Ons bid dat U ook vir hulle elkeen sal seën en vir hulle sal dra en sal versterk. Here, ons wil nie nalat om te bid vir Jakob Barnard nie, wat nou Woensdag die gedenkdiens van sy vrou. En Here, ons wil bid dat U hulle as 'n gesin sal versterk en dat U woord ook daar inslag in harte sal vind. Ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen met 'n kwaal, of dit nou in 'n hospitaal is, of dit by die huis is, of hier miskien vanmôre in die diens. Ons bid dat U sal genees, en Here, dat U wonderlike doel sal bereik in elkeen se lewe. Maar nou, Here, maak ons harte stil om te hoor wat die Gees van God vir ons wil kom sê. En dit vra ons in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Matteus 5 vers 48 is ons teksvers van oordenking. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En dan ook sodoende Spreuke 10 vers 9, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. En vanoggend wil ek met u praat oor hierdie tema, Vader as voorbeeld vir die vaders. Daar was 'n pa en 'n ma en 3 dogters wat na die pretpark toe gegaan het. En daar het hulle elke, wat noem 'n mens dit? Hulle het elke ding wat daar is, het hulle gery. En so stap hulle van die een na die ander en hier sien die pa, hier's 'n stalletjie. En jy betaal 'n paar sente en dan kry jy 3 tennisballe en dan moet jy na teikens gooi. En hy betaal die geld en hy vat die tennisballe en hy gooi die eerste teiken en dis raak. En hy gooi die tweede teiken en dis raak. En hy gooi die derde teiken en daar is dit ook raak. En hy wen 'n pragtige teddybeer. En dis nou 'n probleem. Want hy 3 dogters. Nou vir wie gee hy sy teddybeer? En hy dink toe, okay, goed. En hy laat hulle hier voor hom staan en hy sê vir hulle, goed, sê vir my, wie is gehoorsaam aan ma? En al 3 staan hom net so en kyk. En hy dink toe by homself, okay, goed, wie praat nie terug met ma nie? En hulle al 3 staan hom net so en kyk. Daar kom nie 'n antwoord nie. En hy het nog een vraag en hy sê vir hulle, okay, wie doen alles wat ma vra vir julle om te doen? En hulle staan hom net so en kyk. Hulle sê, pa, jy kan nie teddybeer kry.
So, Mark Twain, die skrywer van Tom Sawyer en Huckleberry Finn, hy het gesê dat sy pa, toe hy 14 jaar oud was sy pa die mees onkundigste mens wat daar kan wees. En hy was verskriklik verbaas gewees. Toe hy 21 jaar oud is, hoe geweldig het sy pa gegroei in verstand, en hy was verbaas gewees daaroor. Nou vriende, vandag is dit Vadersdag, dit was Tom Sawyer gewees. Gelukkige Vadersdag, 'n spesiale dag, wat die wêreld uitsit, om net vir 'n vader te kan sê, hoorie, baie dankie. Baie dankie vir dit wat pa doen. Baie dankie vir dit wat pa gee. Baie dankie vir die tyd wat pa uitkoop. Natuurlik moet ons dit seker elke dag doen, maar dis nou maar net 'n spesiale daggie. En nou, dink 'n bietjie vanmôre oor jou vader, jou pa. Dink 'n bietjie vanmôre oor hom. Wat se tipe vader was hy of is hy? Is jou ondervinding met jou pa positief? Of is jou ondervinding met jou pa negatief? En indien dit negatief is, hoekom? Nou dink 'n bietjie hieraan, wat dink jy, hoe moes jou pa gewees het? Wat se kwaliteite, wat se eienskappe sou jou pa 'n beter vader gemaak het? En nou kom ons by die vraag, waar kry jy jou verwagtinge van hoe jou pa moet wees? Kry jy dit by die televisie? Kry jy dit by 'n film wat jy gesien het? Kry jy dit in 'n boek wat jy gelees het? Of is jy besig om jou pa met 'n ander persoon te vergelyk en gesê, ag, ek wens maar my pa was eerder so gewees. En nou kan ons ook vra, is jou verwagtinge van jou pa, is dit realisties? En nou moet ons ook besef dat niemand is volmaak nie. En ek is seker elkeen se pa het ook iewers in hulle lewe berou oor sekere dinge. En daarom baie min paas sal hulle kinders doelbewus wil beseer of te nakom. Kom ons gaan bietjie dieper. Indien jou ondervinding met jou pa negatief is die gevaar dat daardie uitwerking jou beskouing van God, die Vader, asook jou verhouding met hom as Vader, asook om hom lief te hê en om te vertrou, gaan beïnvloed. Belangrik, luister mooi. God as hemelse Vader is alles wat jy hoop en gewens het jou pa sou wees en nog oneindig meer. God die Vader het geen sonde probleem nie. God die Vader het geen swakheid nie. God die Vader het geen beperkings nie. God die hemelse Vader is die volmaakte Vader. Dis wat ons gelees het in Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En ons aardse paas het wel die probleem van sonde. Ons het wel die probleem van swakheid. En ons as vaders is beperk. En daarom gaan die aardse Vader jou teleurstel. Want hy is onvolmaak. Ek kom vanmôre na u toe met hierdie boodskap met 'n vierledige doel. Eerste een is dat jy nie sal toelaat dat enige negatiewe ondervindings met jou pa jou verhouding met God sal verhinder nie. Jy bietjie daai onderskeid sal maak.
Tweedens, dat jy God as die volmaakte Vader sal beskou. Derdens, dat die boodskap jou sal aanmoedig om jou pa te vergewe vir sy tekortkominge en die feit dat hy onvolmaakt is. En vierdens, dat ons wat vaders is, ons self vanmôre sal bemoedig om te verbeter, om vaders te kan wees. Dis die viervoudige doel van vanmôre se boodskap. So ek gaan kortliks vanmôre, ons kan natuurlik baie oor mans praat, né? Ons sal net die vrouens geleentheid gee. Maar in elk geval, ons gaan baie kortliks net 3 aspekte gaan ons vanmôre vir u noem, waar die Here Jesus sy Vader as die perfekte Vader beleef het terwyl hy op aarde was. Kom ons kyk die eerste enetjie. God die Vader gee om of versorg. God die Vader is die volmaakte Vader wat vir sy seun omgegee het en sy seun versorg het. En so moet die aardse Vader, jy en ek moet ook omgee vir ons gesin, vrou en kinders. Ek wil lees van John Wayne, jy ken ons vir John Wayne, né? John Wayne het gesê, dit is baie belangrik dat jy aan jou huwelik werk. Jy moet omgee daarvoor. En hy en sy vrou het besluit om elke week 2 keer uit te gaan om te gaan tee drink en koffie drink en ietsie saam te eet. Sy gaan Dinsdae en hy gaan Vrydag. So, maar jy moet omgee. Jy moet versorg. Dis wat die Here van jou en van my as pa verlang. Omgee, versorg, wat is dit? Om op te tree tot die voordeel van die ander ene. Daarom al is jou pa nie die volmaakte Vader nie, gee hy vir jou om. Al sukkel hy om dit vir jou te wys. Want jy kry paas wat soms sukkel om dit te wys, né? En omdat dit soms lyk asof die aardse Vader nie omgee en versorg nie, wil ons dit deurtrek soms na God toe. En dan dink ons dat die hemelse Vader nie vir ons omgee nie. En dat die hemelse Vader nie vir ons sorg nie. En tog gee God om en versorg ons. Ja, hy het jou so lief, meer as wat jy en ek dit kan bedink. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Hy gee om. En Jesus het dit ervaar toe hy op aarde was. Kyk hier, Johannes 16 vers 32. Kyk, die uur kom en het nou gekom dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, sê hy vir sy disippels, en my alleen sal laat, tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Hy gee om, hy versorg. Jesus ervaar die Vader se omgee, terwyl ander weghardloop en nie omgee nie. Die Vader is met hom en weet en vat dit vanmôre vir jouself. Die Here God as Vader is altyd met jou. Al voel dit vir jou wat 'n verkeerde ding is, hy is nie daar nie. Al voel dit vir jou, hy hoor nie jou gebed nie, hy's daar. Nooit verlaat hy jou nie. Ek wil jou nog een voorbeeld gee. Matteus 26 vers 53. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel? Hier is Jesus se gerusstelling dat die Vader vir hom omgee en hom sal help sodra hy daarvoor sal vra. En vir jou en vir my presies dieselfde. As ons vir hom vra, sal hy ons help op die regte tyd. O, wat 'n wonderlike bewyse dat God as Vader omgee. Vat dit vanmôre vir jou. Filippense 4 vers 19. En my God
sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Ons het dit woensdag aand by die bidtuur onder andere gehanteer. Nee, die Here is daar. Hy sal jou behoefte vir jou vervul. Matteus 7 vers 11. As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom liefhet. Vat jy dit vanmôre? 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernis op hom. Hoekom? Want hy sorg vir julle. Hy gee om. Twyfel jy nog vanmôre dat God vir jou omgee? En so moet ons as vaders ook wees. Strewe daarna om te gee en versorging te kan doen. Hoekom? Want ons word geroep om soos die hemelse Vader te wees. Kom ons kom by die tweede aspek uit. God die Vader is beginselvas. Wat is beginselvas? Dis om onveranderlik, betroubaar en bestendig te wees. Beskryf dit miskien jou pa vanmôre? Onveranderlik, betroubaar, bestendig. Hou hy by sy beloftes? Doen hy wat hy sê hy sal doen? Was hy regverdig en bestendig in sy dissipline wat hy jou gegee het? Was hy bestendig en regverdig hoe hy julle as kinders hanteer het? Miskien sê jy vanmôre, nee. En ek is oortuig, dis nie omdat hy nie wou nie. Want weet, daar is 'n Vader in die hemel wat beginselvas is en betrouenswaardig is. En die Here Jesus het dit beleef. Ek lees in Johannes 8 vers 29, en hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Toe die Here Jesus op aarde was, was die Vader altyd met hom gewees. En net so is God die Vader ook daar vir jou en my. Hy sê in Klaagliedere 3 vers 23, u trou is groot. Hoor hier, Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Elke wonderlike gawe kom na ons toe vanaf die Here. Pa, Vader wat na my luister, is jy beginselvas vanmôre? Is jy betroubaar? Is jy bestendig? Ons moet vanmôre die keuse neem om daarna te strewe in hierdie sondige, siek wêreld waarin jy en ek lewe. Maar kom ons kom by die laaste een uit. God die Vader is bekwaam. Elke vader moet bekwaam wees. Wat bedoel ek by bekwaam? Om die nodige kennis te hê. Bekwaam en vaardigheid om 'n pa te kan wees. Was of is jou pa of jou vader bekwaam gewees? Indien nie, is nie sy fout nie. Elkeen het verskillende gawes. Elkeen het verskillende talente. Die een kan aan 'n motor werk, die ander een kan mooi swys, en die ander een sit met boeke met baie syfers, en elkeen het sy talente en sy gawes waarmee hy werk en waarmee hy handel. Maar elkeen moet sodoende bekwaam wees, en ook as vader, om die kinders bekwaam op te rig volgens die woord van die Here. Onthou asseblief dat wanneer ons praat van bekwaam wees in vaderskap, dat jou pa is 'n sondige wese gebore soos jy en ek, en gaan dit nie volkome reg kry hierdie kant van die hemel nie. Maar onthou ook, jy het 'n Vader in die hemel wat volkome bekwaam is in alles. En ons kan daai kennis by hom gaan trek.
Lukas 1 vers 37 sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. God is alwetend, God is alomteenwoordig. So in elke aspek kan ons daai kennis gaan kry. Here, hoe moet ek handel? Hoe moet ek optree? En die Here Jesus het staat gemaak op sy Vader se bekwaamheid. Hy sê in Johannes 3 vers 35, die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. En selfs in die dood. Hy sê in Lukas 23 vers 46, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En so het kinders van God deur die eeue altyd beleef, dat God die Vader bekwaam was om die perfekte Vader te wees, selfs wanneer hulle by die sterfbed die hemel moes ingaan. Was die Here getrou om hulle ook daardeur te dra. So wat gaan ons as vaders doen om bekwame vaders te wees? Gaan ons God die Vader meer bestudeer? Gaan ons bietjie met ouer manne, ou toppies praat en bietjie hoor hoe werk hulle, hoe dink hulle? Gaan ons boeke lees? Maar dis ons elkeen se verantwoordelikheid om 'n beter vader te kan wees, om volmaak te kan wees, soos die Vader wat in die hemel is, volmaak is. Vanoggend net gekyk na hierdie 3 aspekte om die perfekte Vader te wees. Omgee, beginsel vas en bekwaam. Nou kan ons nog verder gegaan het. En ek kan met u gepraat het met die vaders, moenie met die sondaars gaan sit nie. Moenie daarna toe beweeg nie. Hoeveel mans hardloop in kroe in en gaan doen die goddelose dinge wanneer hulle depressief voel of nie lekker voel nie of 'n probleem het wat hulle moet hanteer en dan gaan soek hulle berading in die kroeg. Daar in Mosselbaai het ek 'n man beraad of althans bearbei wat uit 'n kroeg gehad en hierdie kant het hy 'n pizza winkel gehad. Nou maandag was hy toe. Dan het ek daar by die kroeg gaan sit by hom. Dan maak hy vir my die lekkerste strawberry milkshake. Dan sit ek daar en daardie milkshake suig en ek bearbei hom. Naderhand kom hy tot bekering. En hy sê, "Dominee, ek het probleme." Ek sê, "Nou wat is dit?" Hy sê, "Ek bearbei almal hier by my kroeg weg. En my kroeg het my besigheid gedra. En ek moet hierdie kroeg toemaak." Ek sê, "Moenie bekommerd wees nie. Die Here gaan die pizza winkel optel." Donderdaande was dit mos nou betaal en eet soveel as wat jy kan pizzas. En dit het ek afgekondig in die gemeente. Donderdaande die hele EG Kerk daar gesit. En so het ons hom gehelp om die pizza winkel op te tel. En die kroeg het tot niet gegaan, totdat die Here hom geroep het om 'n predikant te word. Kan u sien, ons moet werklik waar nie by die sondaars gaan sit nie. Daar soek hulle raad rondom 'n ou glasie bier en whisky en weet jy wat so goed alles nie. Terwyl die oplossing by die Here Jesus is. Ons kon gepraat het oor moenie 'n struikelblok vir ander wees nie. Ek ken die verhaal van die pa wat in die sneeu geloop het. En jou seentjie het weggeglip uit die huis uit en hy het sy pa se voetspore gevolg. En toe hy deur die deur stap, toe stap hy in die kroeg in. Waarheen lei jou voetspore, liewe pa? Gaan dit jou kind na die Here Jesus, na die kruis toe vat? Of gaan dit hom of haar in die wêreld invat? Moenie 'n struikelblok wees vir ander nie. Ons kon gepraat het oor wat homself in die woord van God vergelustig. Jy sien, dit is baie belangrik dat elke pa hom in die woord van God moet ingrawe. Om sodoende die rigting te kan gee, om die oplossings te gee, om die antwoorde te kan gee. Vanmôre daar uit Abu Dhabi uit het my kind net vir my hierdie woorde gesê wat baie vir my beteken. Dankie pa vir 'n vader wat my baie goeie dinge geleer het. Dit het my diep in die hart getref. Iewers te werk dit in.
Ons kon gepraat het oor vaders wat soos 'n boom by waterstrome geplant is. Wat groei in die woord van die Here. Die woord is mos die water wat ons geestelike lewe les. Wat vir ons oplossing is, wat help dat ons groei. Ons kon gepraat het oor 'n vader wat geseënd is omdat hy God ken en God volg en in God bly. Ons kon vanmôre gepraat het oor vaders wat nie korrup moet wees nie. Op alle gebiede. En vaders met integriteit. Laat my dink aan die verteenwoordiger. En hy wil sy produk verkoop hier in Pretoria. En die koper sê vir hom, vat my restaurant toe. En blykbaar is hier 'n restaurant waar die vrouens kaalbolyf die kos bedien. En hy sê, ek weier om jou soontoe te vat. En hy het sy werk verloor. En vir 2 jaar het hierdie kind van God by die huis gesit en die Here vertrou, maar hy was beginselvas gewees. Hy het integriteit gehad. Hy het by God se woord gestaan. En die Here het hom na 2 jaar opgetel en hom geseën. Daarom benodig ons wêreld vandag manne wat vas kan staan in die woord van die Here. Manne wat nie gekoop kan word nie. Manne wat karakter bokant rykdom stel. Manne wat nie onder groepsdruk sal val nie. Manne wat in die kleine wat daar is, getrou sal wees. En manne wat sal opstaan vir die waarheid, al beteken dit dat jy onpopulêr gaan wees. Pa, is jy 'n afrigter van jou huis tot eer van die Here? Of is jy 'n kritikus wat die hele tyd hulle foute vir hulle uitwys? Gee jy hulle 'n TV? Wat daarvan om vir hulle 'n Bybel en 'n Bybelles te gee? Gee vir hulle die sleutels van jou kar? Wat daarvan om vir hulle die sleutels te gee na die koninkryk van God toe? Jy leer hulle om 'n lewe te maak hier op aarde. Maar wat bring jy hulle na Jesus toe? Dat hy 'n nuwe lewe van jou gesin kan maak. Waar staan jy vanmôre? Ek en jy is onvolmaak. Ons maak foute. Daarom kan jy vanmôre na die Here toe kom. En net sê, Here, hier is ek, u skepsel. Kom verander my om te wees dit wat u van my verwag. Ten slotte lees ek vir u 'n brief wat 'n kind geskryf het aan pa. Daar is so baie dinge wat ek graag wil sê, om dit vir pa in pa se gesig te vertel. En so was ek bang gewees en het ook nie die plek en tyd gevind nie. Maar pa, in hierdie brief sal pa daarom gedeeltes vind en die gevoel wat ek die afgelope jare beleef het. Die herinneringe van my kind wees en alles wat pa gedoen het om ons huis 'n gelukkige plek te maak. Ja, my kind wees was groot pret. Ek onthou die staproetes wat ons saam gestap het en al die speletjies en dan ook die vertrouensgesprekke wat ons gehad het daar in die skaduwee van die boom. Hierdie brief is om dankie te sê vir die woorde van bemoediging, die leiding en die berading om my as kind te vorm in my opgroeidae. Pa, ek het geen woorde om te vertel, die dinge wat ek beleef, maar weet my liefde vir pa is daar vir altyd, warm en opreg. Pa, jy het my wêreld 'n beter plek gemaak. In die jare wat kom sal ek al die herinneringe onthou en dit koester as aandenkings. Liefde, pa se kind. Mag die Here ons help dat ons kinders so 'n brief oor elkeen van ons as vaders se lewens sal kan skryf. Amen. Kom ons buig voor die Here.
Here Jesus, baie, baie dankie dat ons vanmôre hierdie woord kon beleef het, wat U op ons harte kom afdruk het. En ons weet en besef maar net weer eens die verantwoordelikheid, Here, wat ons het om 'n vader te kan wees na die hart van God, om in U weë te wandel. Ek bid vanmôre vir elke man, elke vader, dat U hulle sal seën, U hulle sal versterk, dat die Gees van God hulle sal trek nader aan Uself, om te kan wees die man na die hart van God. Dankie Here, laat U woord nie ledig tot U terugkeer nie. Amen. Kom ons sluit ons diens af. Lekker hartlik staande saam. Vanmôre nie, want ek weet u moet nou ja vir die Kentucky, so gaan geniet dit asseblief in die gesin en geniet die Vadersdag verder. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees sal ons help om die vaders te kan wees na die hart van God en met u wees. Amen.